baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees as 'n groep van die kinders, 'n gemeente in Doringkloof. Here dat U vandag hierdie tyd vir ons gegee het om by mekaar te kom. Here die tyd gegee het om vir mekaar te wys, ons gee vir mekaar om. Here help ons dat ons ook hier, dat enige iemand wat hier sal sit vandag, die liefde sal sien deur ons wat in hierdie gemeente is. Here help ons dat ons enige iemand sal raak sien wat liefde nodig het. Here, sodat daar hoop beleef kan word in hierdie gemeente van ons. Here, baie dankie dat ons kan Bybel lees. Here, baie dankie dat ons die lof kan besing. Here, wees ook vandag in hierdie tyd op 'n baie besondere manier by ons. Ons bid dit in naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons jaartema is 'n nuwe begin, maar die tyd wat die Here vir ons gegee het, die Here het vir ons 'n tyd gegee as gawe, as 'n geskenk wat ons moet aanvaar. En is my gebed dat soos julle hier so sit, julle die tyd wat die Here vir julle vanoggend gegee het om hier te wees, sal aanvaar en dit gebruik om naby die Here te kom. Ons gaan vandag met mekaar saamgesels oor die laaste gawe van tyd wat die Here vir ons gegee het, en dis die tyd om lief te hê, net om weer te hersien, ons het begin en gesê dit is tyd vir stop. Die Here het die aarde en alles daarin het 6 dae gemaak, en op die 7de dag het hy 'n rusdag gemaak. Dus die Here het ons ook geskep en vir ons 'n tyd geskep, sodat ons kan rus en dan ook by die Here kan wees. Dis nie net bloot om net niks te doen om deel van jou lewe te wees, maar dit is sentraal van jou identiteit om te rus, te stop en by God te wees en daardie tyd van jou lewe vir God te gee. God gee vir jou tyd om by hom te wees. Jy hoef nie in te druk in jou dag se program en die week se program nie. God gee vir jou die tyd om ook dan by hom te wees. En dan die verlede week het ons saamgesels en gesê, dis dan ook tyd om te bid. God kom ook en God initieer die gesprek met jou. God kom na jou toe en God wil dan ook graag met jou praat. As ons met God praat, is daar baie keer in ons lewe so seer in ons hart of so blydskap in ons hart dat ons nie eintlik woorde het om dit te sê nie. En dan kom Romeine ook en hy sê die Here vat daai hartsversigtinge van jou en hy plaas dit voor die voete van die Here. Ook 'n gedeelte van jou lewe wat die Here vir jou gegee het om te kan bid. En nou vandag hierdie laaste Sondag van Lydensweek is 'n tyd om lief te hê. 'n Tyd om te besef en te aanvaar dat God vir jou lief het en dit nie te vergeet. Juis in lydenstyd stap ons die kruispad saam met Jesus en ons dink aan die pad wat hy gestap het en dat hy aan my en jou gedink het toe hy die kruis gedra het en dat hy aan my en jou gedink het toe hy aan die kruis gehang het en dat God so lief is vir jou, dat die Vader so lief is vir jou dat hy Jesus, sy enigste seun gegee het sodat jy die lewe kan hê. Dis hoe lief die Here dan ook vir jou was. Dis 'n geskenk wat jy moet ontvang, die tyd om te besef dat die Here jou lief het en dat die Here niks sal doen om jou uit sy hand te laat val. Dis tyd om geliefd te word. Daar staan daar in Romeine 8, staan daar selfs die hoogste berg of die diepste see hier op die aarde nie, letterlik niks in hierdie skepping kan ons ooit van God se liefde skyn. Liefde is een van die heel belangrikste emosies, as ons die emosie kan doen. Kom ons sê met 'n behoefte wat 'n mens in sy hart het. Ons almal het die behoefte om geliefd te wees, om ergens in 'n familiesisteem in te pas, om ergens 'n kind te hê of 'n man te hê, of 'n groep mense, 'n klein groep of 'n gemeente waar jy geliefd kan voel ten spyte van myself. Om geliefd te voel is die plek waar ek kan wees. Ek hoef nie 'n masker op te sit nie, ek hoef nie voor te gee nie, want as ek moet voorgee in hierdie gebou hier waar ons sit as gemeente van Doringkloof by mekaar en ek moet iemand anders wees sodat julle my kan aanvaar, dan weet ek's tog nie geliefd vir wie ek is nie, dan help dit eintlik nie eers ek gee voor nie, want my foute word nie ontbloot nie. Ek moet bereid wees om autentiek te wees en ook my foute te wys, ons foute vir mekaar te wys, sodat ons dan ook by mekaar kan wees. Want een ding is seker dat die Here jou so lief het, en dat
hierdie Romeine teks dat daar niks in die wêreld is. Daar's geen bose gees nie. Daar's niks in die lug nie. Daar's niks onder die aarde nie. Daar's niks wat jou kan aanval wat jou van die liefde van die Here kan skei. Jy voel miskien sekere tye van jou lewe, ek is nou ver van die Here af. Die Here is nie by my nie, maar dan moet ons hierdie belofte van die Here aanvaar. Die tyd vat en hierdie belofte aanvaar en sê die Here het jou so lief dat niks in hierdie lewe jou van die liefde van die Jesus kan skei. Jesus se liefde is nie iets wat hy net vir ons kom wys het met woorde. Jesus se liefde was in die kruisingstydperk, in die lydingstydperk iets wat hy vir ons gewys het. En soos Jesus vir ons gewys het hoe lief het ons het, wil hy ook graag hê ons moet dit vir mekaar kan wys hier in die gemeente. Kom ons skriflesing is Johannes 15 vers 9 tot 17. Daar staan soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie. Dat is sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende. As julle doen wat ek julle beveel, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle my vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou, so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Dit is 'n nuwe begin, dit is 'n tyd om geliefd te word. God het gekom en God het al hier vroeg in die Ou Testament vir Moses eenkant toe geroep en Moses geonderrig en vir Moses die wet gegee en vir Moses gesê hier is die wet, dit is wat ek van jou verwag. Dan in die wet begin die wet sommer, jy mag geen ander God voor my hê nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Nou ook een van die wette in Levitikus 19 vers 18 waar daar skryf jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Toe kom die Fariseërs, dis nou die kerkmense. Die Fariseërs was die mense wat die Bybel geken het, wat die kerk bywoners was, en hulle het na Jesus toe gegaan en vir Jesus gevra en het hulle met 'n strikvraag probeer vasvra en vir Jesus gevra, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus het hom maklik geantwoord en Jesus het hom geantwoord, dit is waarmee ons vandag besig is, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. En dis hierdie laaste gedeeltetjie van jy met jou naaste lief hê wat nou gegewe is, wat ons probeer om te doen soos jouself. Jy kan nie vir ander mense lief wees as jy nie vir jouself lief is nie. Jy kan nie vir ander mense aanvaar as jy nog nie jouself aanvaar het nie. As ons ander mense wil lief hê, moet jy jouself dan ook eerste lief hê. Wanneer iemand vir jou vra, veral as Jesus dan ook vir jou sê ek is lief vir jou. Iemand kom vandag na jou toe, Jesus kom en sê ek is lief vir jou. Dan sit ons baie keer met hierdie gevoel binne ons wat eintlik 'n beklemming in ons hart is. As jy my regtig geken het, sou jy nie vir my lief gewees het. As jy my net geweet het wat in my hart aangaan, wat in my kop aangaan, wat my lewe aangaan, kan jy nie vir my lief wees nie. As jy my lief het, is dit deels omdat jy my dan nie heeltemal ken nie. Hierdie lied liefde sing, dis jou waarvan ek hou, dis nie die goed wat jy dra nie, dis nie die manier waarop jou hare doen, maar dis jou waarvan ek hou, hoe jy nou is, die pad diep binne in jou, nie die dinge wat jou wegsteek nie, dis jy, dis jou
waarvan ek hou. En dis wat Jesus vir jou wil kom sê vandag. As hy vir jou sê, maklik, dis tyd, dis nou vandag die tyd, hierdie rukkie net om te besef dat Jesus van jou hou. Nie die goed wat jy dra nie, nie die klere wat jy vandag aan het nie, nie die besittings wat jy saam met jou dra nie. Nie hoe jy om uit moeite gedoen om hulle hare te doen vanoggend, nie die manier hoe jy jou hare gedra het. Jesus hou vandag van jou en Jesus is lief vir jou, vir wie hy is, vir wie hy in jou hele wese dan ook is. Jesus sê, ek sal vir jou lief wees, maak nie saak wie hy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak waar jy tekort skiet. Baie keer is daar gebeurtenisse in ons lewens wat net te groot is. Omdat ek myself nie kan vergewe nie, is dit moeilik vir my om te aanvaar dat Jesus my kan vergewe, omdat hy my lief het. Daarom in hierdie paastyd, ons volgende week gaan sing, ook ek het Jesus verlaat, wat ons gaan saam sing, en weet ons, baie keer in ons lewe, het ook ek Jesus verlaat, en het ek die pad heeltemal weg verduister geraak, heeltemal die verkeerde pad geloop, en ten spyte daarvan, het Jesus my nog steeds lief gehad, het Jesus nog steeds my geken, toe hy aan die kruis vir my gesterf het. Dis hierdie tyd om te besef dat jy geliefd is, dat Jesus lief is vir jou. En as baie maniere om te kan stil word, te besef dat Jesus lief is vir jou, en dat jy geliefd is, en dat Jesus graag jou wil gebruik om die liefde wat jy vir jouself het, ook vir ander mense te kan wys, en nou jouself sterk te maak, sodat 'n gemeente soos hierdie, of 'n familie soos joune dan ook sterk kan wees. Daar is 3 praktyke, daar is baie meer wat jy vandag kan ontvang, en tyd kan maak vir jouself, net om na te dink, om ook die liefde van die Here te ontvang. Daai gedeelte met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en ek die 3 dele waaroor ek gou vinnig wil praat, sorg vir jou gees, om sorg te neem vir jou gees, om tyd te spandeer in God se woord, en tyd te spandeer in gebed is die beste wat jy kan doen vir jou gees. Die gees is die een persoon wie jy is, die jy, dit is jou gees. Ons het begin gesê, is tyd om te stop nou, en kyk na jou gees, stop nou en kyk, lees die Bybel, vat die woord van God, en spreek die woord van God oor jou lewe, en bid dan daardie beeld. As jy nou die oefening wil doen, en die tyd vat vir die oefening, dan begin jy die Bybel te lees, en jy soek 'n beeld in die Bybel, wat jou laat voel, dat God werklik lief is vir jou. Maak nie saak wat gebeur. Miskien is dit die beeld van Christus aan die kruis, dat Christus, dat die Vader jou so lief gehad het, dat Christus aan die kruis hang. Miskien voel jy die lewe is te gevaarlik, en die beeld waar jy geliefd voel is die van 'n hen, waar die kuikens na die hen toe hardloop, en sien jouself as 'n kuiken wat na God toe hardloop. Jy's geliefd, God sorg dan ook vir jou. Of kyk na die beeld van die verlore seun wat weggehardloop het en weggeloop het en toe terugkom na sy vader toe. Daai beeld van 'n volwasse persoon, van 'n volwasse ouer wat sy hande uitstrek en nie vir jou wag nie. Hy hardloop jou tegemoet en sê vir jou, jy is nog steeds my kind. Ek het jy nog steeds lief. Jy kan maar terugkom na my toe. En dan spandeer jy tyd met daardie beeld wat jy vir jouself van God gekies het. God as vrou, as 'n hen wat vir jou sorg, wat soos 'n moeder is, na jou kyk, al jou behoeftes voorsien, God wat jou verlosser is, God wat jou vader is, God wat jou verwelkom met sy oop arms, en dan ervaar jy God se liefde. Elke dag, op dieselfde teksgedeelte wat jy vir jouself gekies het, sodat jy kan weet, die Here het jou werklik lief. Die volgende een is die maklike een. En ons doen eintlik, so min van ons doen dit regtig baie goed, is sorg dan vir jou liggaam. God het vir ons elkeen 'n fisiese liggaam gegee. Soos God het jou gemaak vir wie hy is soos jy lyk. Of jy nou daarvan hou of nie, of jy nou van jou lengte hou, of van jou dikte hou, of van jou lyf hou, of van jou kleur van jou haar hou, God het daardie lyf vir jou gegee om jouself te wees. Dit is wie jy is. Jy kan nie iemand anders wees as jou lyf. En nou, hoekom het die Here
daai lyf dan ook vir jou gegee, want daar moet iets wees wat jou dra in die lewe, maar as jy tot bekering kom, die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het, sê die Bybel vir ons, het die Heilige Gees binne in jou kom bly, het die Heilige Gees in jou liggaam woning gemaak. Dis waar die Bybel sê, jou liggaam is 'n tempel van God. Dus jou liggaam is 'n plek waar God dan ook graag wil inwoon. Soos om gesond te eet, om genoeg water te drink, om genoeg te slaap, is al klaar om jou liggaam te versorg, om oefening te doen, om te rus en net alles reg te doen, sodat jy jou liggaam kan versorg. En hoekom versorg ek my liggaam, of hoekom sal jy jou liggaam versorg? Dit is nou nie dat ek my liggaam versorg, omdat ek nou graag, kom ek sê myself voor, ek wil die mooiste meisie in die skool wees, en ek oefen myself mors dood om die maarste te wees, dis ook om myself versorg nie, of ek oefen in die gym, en ek wil groot muscles hê, sodat ek nou groot is nie, nee. Hierdie sorg vir jou liggaam, is dat die Here vir jou 'n voertuig gegee het, om jouself lief te hê, en die Here het vir jou 'n voertuig gegee, om ander mense dan ook lief te hê. Soos wanneer jy na jou liggaam versorg, as tempel van God, dan sorg jy dat jou liggaam sterk genoeg is, en gesond genoeg is, sodat God se plan met jou lewe werklikheid kan word. God het 'n plan vir jou, en as jy nie na die voertuig kyk wat jy dra nie, kan God se plan in jou lewe nie verwesenlik word nie. Dus neem tyd elke dag en sorg vir daardie liggaam as tempel van God, waar God graag wil inwoon, sodat jy jou liggaam kan gebruik, ook tot eer van hierdie gemeente, tot eer van God se koninkryk. En die laaste een is, sorg dan ook vir jou siel. Jou siel is, kom ons sê, almal het 'n verskillende definisies, maar kom ons sê jou siel vandag is eintlik wat hier is, jou gedagtes. Dit wat in jou kop ingaan, jou emosies en jou wil en jou gedagtes. Soos as ons aan die gedagtes praat, net om te sê, kom ek neem tyd, onthou die tyd is nou 'n gawe wat God vir jou gee. God het vir jou 'n gawe gegee van tyd om te dink wat in jou kop aan die gang is. Soos voor jy iets sê, eers om te dink, maar in hierdie geval nie eers om iets te sê nie, net om bewuslik te wees en sê, dit is wat nou, te gaan stil staan en sê, dit is nou wat in my kop aangaan. Want die duiwel, dit is die plek waar die duiwel gebruik, want niemand kan sien. Dit is 'n baie lekker plek waar die duiwel gebruik. Die duiwel kom en die duiwel val jou aan hier binne in jou gedagtes. Daarom is dit belangrik om die wapens wat die Here vir jou gegee het, om die duiwel dan ook teen te staan, te ken, die woord van God te ken. Wat het Jesus gedoen toe hy deur die duiwel versoek is in die woestyn? Elke keer het Jesus toe hy versoek, en toe hy was honger geweest, was sy tyd vir vas. Dis nou lydenstyd, dis ons tyd van vas. Jy's honger, jy's vulnerable. En al wat Jesus kon gedoen het in sy swak liggaam na 40 dae van nie eet nie, is om die woord van God aan te haal. En elke keer as hy die woord van God goed genoeg geken het, het die duiwel dan ook van hom afgevlug. Daar in Jakobus 4 vers 7 staan daar dat die duiwel die aftog sal blaas. Die Here beloof in sy woord dat die duiwel sal wegvlug vir die wat hom teestaan. Soos die beste manier, as jy weet, my gedagtes word nou deur die duiwel aangeval. My gedagtes op die verkeerde plek is om die woord van die Here te spreek. Nie om die woord van die Here te dink nie, nou is dit nou weer gedagtes by gedagtes. Dus as jou gedagtes die hol neem, dan spreek jy die woord, jy sê die woord hardop, dan blok jy daardie gedagte en jy jaag die duiwel dan ook uit jou lewe. En as jy dit alles gedoen het, en jy het tyd geneem, is dit ook tyd om lief te wees vir jou naaste, omdat jy dan ook lief is vir jouself. Hierdie is maar net 'n paar gedagtes. Daar is so baie om die tyd te kan neem om vir jouself te sorg en vir jouself te hou. Net om te sê ek hou van myself. Want as jy van jouself hou, kan jy van ander mense hou. As jy nie van jouself hou nie, is dit nie eintlik moontlik om van ander mense te hou nie. Jy kan eintlik net jaloers wees. Daar's so baie dinge wat ons kan doen om te weet dat Jesus vir ons lief is. Maar ons moet onthou, elke liewe ding
wat jy vandag besluit, ek gaan tyd neem om vir myself te doen, om gesond te word. Dit moet jy ook vir ander mense gee. Jy moet ook dit vir ander mense kan gee. As jy weet, jy leef met 'n masker, en jy voel nie geliefd nie, want jy is nie jou ware self, en jy kry hierdie veilige ruimte wat jou masker kan afhaal en sê, ek is geliefd, want dit is wie Nelis regtig is, dan moet ons dit vir ander mense ook kan gee. Ek kan nie my masker afhaal en sê, dis wie ek is, julle moet my aanvaar, maar jy mag nie wees wie jy is nie, want dis nie wat ek van jou hou nie, so sit jou masker op, sodat jy by ons kan inpas. Ons moet vir ander mense ook die tyd en die ruimte kan gee, sodat hulle nie met 'n beeld voor ons rondloop, met 'n masker voor ons rondloop, wat eintlik hulle diepste wese en wie hulle ook al is in hulle lewe bedek. As jy dis vir jouself lief is en na jouself omsien op 'n sekere manier, dink ook aan maniere hoe jy na ander mense kan omsien en vir ander mense dan ook lief kan wees. En dit is hierdie teken hier voor van die kers wat brand, hierdie kers het 'n reuk, die reuk van die kers of die wierook wat brand of die reuk staan daar in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is 'n aangename geur. Deur ons in hierdie gemeente is ons 'n aangename geur. Is ons veronderstel om 'n aangename geur te wees, sodat ander mense die liefde kan sien wat in ons is as 'n aangename geur met hulle sintuie, daai reuksintuig ook hier kan ryk ook sommer. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. So ons kies nie wie ons geur bereik nie. Ons geur is ons geur. Ons lig skyn vir almal, ook vir die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodstreek wat die dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons. Wie is tot hierdie in staat? Hierdie reuk, hierdie wierook, dis ons, dis ek en jy. Dis Paulus kom hier en hy sê in sy tweede brief aan die Korintiërs en sê jy is God se teenwoordiger. Jy waar jy ook al gaan in die lewe, dra die wierook van God, dra die reuk van God. Dis nie iets wat jy kan wegsteek. Jy kan net God se reuk ook dra deur die lewe as jy aanvaar wie jy is. Jesus sê vir jou, jy het my nie gekies nie. Jy het nie vir Jesus gekies nie. Jesus het jou gekies. Jesus het jou eerste lief gehad. Ontvang dit vandag. Jy kies nie vir Jesus nie. Jesus het jou gekies, Jesus het jou lief. Soos ontvang dit vandag. Neem die tyd om stil te raak en dit te ontvang en te sê, ek ontvang Jesus se liefde. Dankie Here dat U my gekies het. Hierdie lydenstyd reeks, dis tyd, is nie 'n te doen lys nie. Ons het nie gepraat oor jy moet stop, jy moet bid, jy moet lief hê. Dis nie 'n te doen lys nie. Dis 'n gawe van tyd. Dis 'n gawe wat die Here vir jou gee, sodat jy kan besef, jy's sy kind en hy's regtig lief vir jou en hy wil jou graag by jou hê, maar in daai selfe asem, soos die Here vir jou lief het die Here vir ons almal hierso lief. En almal in hierdie gemeenskap het die Here ook lief en hy wil hierdie lewensgeur, hierdie wierook wat ons elkeen dan ook het, gebruik om ander mense ook te laat voel, hulle is geliefd en 'n plek te gee by God, by Jesus se voete. Eis hierdie geskenke wat die Here vir jou gegee het op vanoggend. Kom ons bid saam. Here, ons het tyd in die lydensweek om te dink aan die pad wat Jesus gestap het na die kruis toe. Here, dis ook 'n tyd wat ons saam met Jesus stap. Here, baie dankie dat U die pad gestap het om dit vir my lief het. Here, help my om te besef dat U my gekies het. Here, ek was nie eers gebore daai tyd en daar het U my al reeds gekies om vir my lief te wees en vir my te sterf. Here, ek bely dat ek nie altyd weet nie. Here, ek bely dat ek dit nie altyd uitleef. Here, help ons as gemeente om 'n plek te wees, 'n gemeenskap te wees waar liefde gesien kan word, waar liefde gehoor kan word, waar liefde soos wierook geryk kan word, sodat mense kan hoop beleef, mense wat hooploos is. Here, help ons daarmee.
Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen.